Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Hierdie is Straatwys en baie dankie dat jy weer saam met my stap vandag. Nou vandag wil ek met jou praat oor die onderwerp van die spreekwoord wat sê moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Nou wanneer ek hier van die duiwel of van die bose praat, praat ek nie van daardie rooi figuur met die horings en die vurk nie. Ek praat van dit wat nie goed is vir jou nie. Dit wat jou stadig aftakel ook. Dit wat jou lewe en jou verhouding stil begin verwoes. Dinge wat jou weghou van God af, dinge wat jou weghou van jou goddelike bedoeling hier op aarde. Nou ons dink baie keer, ons is veilig, né? Want ons sê vir onsself, maar ek doen mos nie die groot sondes nie. Ek spring nie met 2 bene in dinge wat my skade gaan doen nie. Ek het beheer, want ek volg sê nou maar die 10 gebooie na en ek doen nie daai goeters nie. Maar dis nie hoe hierdie goeters baie keer werk nie, né? Dis nie die eensklaps groot keuse om iets te doen nie. Dis baie keer 'n proses, 'n stadige een. Dalk een woordjie, een gedagte, een aksie wat volg op 'n vorige ene. Dis dalk die eerste gesprek wat vir jou onskuldig voel. Die eerste drankie is net om te ontspan, of die eerste dwelmpie is net om te probeer. Die eerste aanraking van iemand vreemd wat nie jou man of jou vrou is nie, voel dalk net menslik. Die eerste afkraak van iemand anders is dalk net gemik daarop om net 'n grappie te wees. En dis juist daar waar die probleem begin. Van die oomblik wat jy die kleinste ding begin toelaat, maak jy ruimte vir die volgende ene. En kort voor lank sit jy vas, né? Jy sit ingesuig en jy vra verbaas vir jouself, hoe het ek hier beland? Ek voel ek is op 'n verkeerde pad, maar hoe het ek hier beland? En hier is die ongemaklike waarhede, vir die waarheid van hierdie ding. Dis nie altyd die bose mag wat jou target nie. Dis soms ek en jouself. As die Bybel vir ons sê, as iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde, dan sê dit nie net dat dit gaan hier oor die groot, skokkende groot goeters nie, ook oor die klein wegkyk oomblikke gaan dit ook oor. Daardie stille toelaat, ag, dis nie so erg nie, en die verskonings wat jy saam met dit sit. Maar dis 'n slow burn, dis 'n insypeling, en jy en ek laat dit toe in ons lewe. Die Bybel praat van die klein jakkalsies wat die wingerd verniel, nie die groot roofdiere noodwendig nie, maar die kleintjies, die onskuldige, daai een strooihalmpie wat later die hele struktuur laat ingee en meegee. Nou dit beteken ook nou nie dat jy met die tokkelossie agter elke bossie gaan sien en die bose in alles gaan soek nie, want nie elke glas wyn is boos nie, nie elke ontmoeting met iemand is verkeerd nie, en nie elke aanraking is noodwendig sonde nie. Maar dit vra iets van my en jou, en dis waaroor dit letterlik hier gaan. Dit gaan hier oor iets eenvoudigs, maar baie moeilik, en dit is bewustheid. Wees wakker, wees eerlik met jouself, en leer om nee te sê. Net omdat almal iets doen, beteken dit nie dit pas by jou nie, en dit dien jou doel nie. Net omdat dit mode is, beteken dit nie dit dien jou en jou doelwit en jou verhouding met die Here, of met jou huweliksmaat, of met wie ook al nie. En daardie stywe broek wat almal nou dra omdat dit mode is, pas dalk almal, maar dit beteken nie dit laat jou goed lyk of dit laat jou toe om te kan asemhaal nie. Onthou altyd, jy's 'n individu, jy leef voor God, jy dra verantwoordelikheid vir jou eie hart, jou eie siel, jou eie denke en jou eie keuse. En selfbeheersing begin nie by die groot dinge altyd nie. Dit begin by daardie kleintjies, want dit is maklik om vroeg nee te sê, maar as jy eers ingesuig raak in die mode, in hoe almal dinge doen, raak dit amper naderhand onmoontlik om jou eie stem te laat hoor en nee te sê. So pas jou hart op, beskerm jou denke, moenie eers toelaat dat 'n kraakie in jou lewe inkom nie, nie 'n gesprek van iemand wat ander mense afmaak nie, nie die gedagtes nie, nie die verskonings nie. Want niemand vat die beheer van jou by jou lewe, van jou weg, sonder dat jy dit bewustelik weggee nie. En daarom sê Straatwys vandag vir jou, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Moenie daardie negatiewe goeters in jou lewe eers 'n geleentheid gee om jou af te trek en in te suig nie. Nie eers die kleinste dingetjie wat jy dink wat dalk onskuldig is nie. So tot ons weer saam stap, ek hoop jy het 'n wonderlike dag en mooi loop.